Goeiedag julle. Vandag is dit weer vir my 'n groot voorreg om vir julle voor te stel aan die Oosthuizen gesin. Dit is Ellen en Merrill Oosthuizen en hulle seun Javier. Hoe gaan dit daar met julle? Baie goed, dankie. Dit gaan goed hierdie kant, dankie. Ons sê gou vir ons, waar is julle op die huidige oomblik en hoe lank is julle nou al daar? Ons is nou 4 weke amper hier, of 4 weke ja, in die US en ons is nou so 2 of 3 weke in Pennsylvania. Ja, dis reg. Pennsylvania. Ek sien dit sneeu daar by julle, is dit koud? Ja, dit is nou beter. Ongelukkig is daar nou weer 'n storm op pad. So net toe dit begin nou begin warmer word en dit begin smelt en alles. Nou is daar Google alerts uit van een of ander snow blizzard en wat ons nou gaan tref. En toe ons net hier aankom, was dit die koudste wat ek nog in my lewe gekry het. Ja, ek sal dit sê, dit is So vir Dit is interessantheid. nie die weer Ja. waar ons vandaan kom nie, ja. Dit Ja, is so dit vir is heeltemal interessantheid. anders. Die weer, julle kry nou die alert. Nou julle is obviously 'n klein bietjie gestres. Hoe's die ander mense? Is hulle ook gestres of is dit maar normaal? Nee, hulle gaan doen 'n bietjie inkopies en bly maar net in die huis en hulle gooi sout en so aan wat Ja. ons nou nog nie gedoen het nie. En Ellen het die eerste dag homself seer gemaak om die harde ys te skoffel hierso in plaas van om sout op dit te gooi. Oh, Ja. Ja, dit werk 'n bietjie anders. In Ja. SA was daar 'n paar sentimeter sneeu. ja. Hier is hy nogal dik hoor. Ja. En Ja. dit is nie net sneeu nie. Die sneeu verander later aan in ys ook. Ja. Ja. Ja, nee, Ja. en ek is ook nie ou wat so baie sout sal wil morsie. Dis 'n ander tipe sout. Ja. Ja. Hier is dit algemeen. Dis Ja. grove tipe sout, ja. Ja. Ek wil ook vir julle vra interessantheidsgehalte. Julle is nou in Pennsylvania. Het julle al die Amish gesien? Ek het Nee, nog nie. ek het net Nee, ek nie. Ek het net een keer waar hulle met 'n buggy verby ons gery het en wat interessant is dat dit is die Nederlandse, die Dutch wat hierso Ja. in Pennsylvania is. So ek het vir hulle goeiemiddag gesê en hulle het Oh. verstaan wat ek sê. Ah. Ek het so by die venster Dis uitgeskree want ek en my seun het Walmart toe gegaan toe ry een van daai buggies verby. Ja. En hulle was baie verbaas. Ja, dis So oulik. hulle verstaan ons. As ons 'n kar het, sal ons gaan rondry. Ja. Ja. Maar hulle is die grootste gemeenskap Dutch Amish hierso in Pennsylvania. Ja. Dis cool. Ja. Ja. Wonder. Vertel vir ons 'n bietjie van die laaste paar maande. Hoe dit afgeloop het vandat jy vertrek het uit Suid-Afrika en met julle aankoms in Amerika. Ja, of gee vir ons 'n bietjie agtergrond hoe die proses gewerk of wat? Ja. Ja. Okay, daai PMR het uitgekom. Dit is so ek het op Facebook daarvan te hore gekom, toe het ek 'n e-mail gestuur. Wat is 'n PMR, jammer? Dit is nou hulle website. Okay. Wat hulle gehad het en toe sê hulle ons moet e-mail stuur. Ek het 'n e-mail gestuur die 3de April. Ja. Nee, jammer, die 3de Maart. En daar het niks daarvan gekom nie en die 12de Mei het daar daai online ding gekom wat jy voorop geteken het. Ja. En ek en Ellen het albei opgeteken daarvoor. En ons het niks gehoor nie. Ek dink in Augustus het Ja, daar het 'n paar maande verbygegaan. Ja. Dit is nogal senitergend. Ja. Jy vul in en dan wag jy. En ek moet sê die wagproses is nogal dit vat aan 'n mens want jy Altyd. weet nie Ja. as jy goed het hulle dit gekry. Staan jy 'n kans? Dis hy, ja. Ja. 'n Mens weet nie. En daar's nie 'n telefoonnommer om te bel of die tipe Ja. van goed nie. Daar het 'n Amerikaner my gebel en Ellen was nie saam met my nie en toe sê hy moet met die primary persoon praat, die hoof van die huis. Ja. Toe hoor ons niks terug nie. En hierso in ek dink dit was September. Ja. Toe bel Kenya ons en toe reël hulle 'n Teams meeting en ons het 'n Teams meeting die einde September gehad. En
in Oktober het hulle het ons 'n e-mail gestuur die 3de Oktober en die 11de Oktober. Toe gaan ons aan die einde van Oktober vir ons medicals en vir ons interviews. Ons het Pretoria toe gegaan vir dit, ja. En ja, en toe word dit nou maar bietjie stil en dan wag jy nou maar. Ja. Ja. Toe kry ons goedkeuring in Desember. Dit is nou approval. Ja. En dan gee hulle vir jou e-mail dat jy maar net moet regmaak tussen 2 en 4 weke. Obviously was ons nou baie excited en al daai goed, maar dit het 'n rukkie gevat en in Desember het verbygegaan. Ons dogter is nog steeds in Suid-Afrika. Ja. Sy het toe verjaar, sy het 21 geword op Kersdag. Gelukkig daai Kersfees saam al gevier, en maar toe gaan dit ook verby en hierso in Januarie toe kry ons 'n e-mail 'n week voordat ons vlieg en ons vliegkaartjies. Daar was baie mense wat se vlugte gekanselleer was as gevolg van 'n storm en al daai goed. Ja. Ons het in die storm hier geland. So ons het deur die storm gevlieg en hier geland. En dit was nou maar dit en ons mag het nou ek maar vra jou dogter, het sy besluit om te bly of is dit iets met die Ouderdom. visa te doen? Dit is haar ouderdom, maar sy het ook besluit om te bly want Ja. sy is nog besig om te studeer. Okay. Sy studeer boekhou, rekenmeesterskap Ja. en haar studies is betaal voor wat 'n mens sukkel om reg te kry. Okay. Ons het 'n goedgunstige familielid wat haar studies vir haar klaar betaal en dan, jy weet daai ding wat 'n mens noem 'n fiancé of 'n boyfriend of 'n geliefde, jy weet daai ding. Ja. Ja, en toe het sy nou klaar 21 geword, so as hulle 21 is, toe ons proses nou klaar begin prosesseer, het sy klaar 21 geword. So dan moet hulle eie Aansoek doen. ja. Ja. En sy gaan dit nog doen, maar sy wil graag haar studies klaarmaak. Sy gaan seker maar oorbruggingsgoeders moet doen en so aan, Ja. maar sy wil graag haar graad klaarmaak, sy's halfpad. Ja, dit is lekker laat sy vir haarself kan besluit. Dis eintlik 'n kop is reg Ja. aangeskroef. En sy het 'n werk, sy's okay daar Ja. in Suid-Afrika. Ja. Watter bystand het die Amerikaanse regering als vir julle gegee? Ek praat nou van vliegtuigkaartjies en wat het alles vir julle gegee? So wat hulle vir ons gegee het is checks vir elke een van ons wat ons moes gaan cashe dan ja. Ja. Dit was R2,600 per persoon. Ja. $2,600 per persoon en soos wat ek sê ons was 3 gewees dan. Ja. En van daai geld het hulle die agentskap deur wie ons hiernatoe gekom het, Ja. het afgetrek dat ons in die hotel gebly het en dan die kos en so wat hulle vir ons gekoop het, Ja. toe ons net nie aangekom het. Okay. Die res het hulle vir ons die agentskap deur wie ons gekom het vir ons checks gegee en ons het dit klein gemaak, ja. Ja, Okay. en dan het hulle ook vir ons kontant gegee, hulle het vir ons kos gekoop, hulle het vir ons vliegtuigkaartjies betaal. Hulle het ons gevat om SIM-kaarte te gaan kry die volgende dag. Ons was in 'n hotel ingeboek na die storm. Ja. En dit was, ons het kos gehad, ons was warm, ons was veilig. Jy het nog een keer gevoel asof jy kort nog iets of het jy gevoel jy sê nou in die steek gelaat nie? Nee, kyk, Nee, glad nie. Ons was warm en alles. Wat 'n bietjie moeilik was vir ons Suid-Afrikaanse klere is nie gepas vir hierson nie. Ja. So, wat ek kan sê is, die agentskap het nou nie vir ons klere gebring nie. Maar ons was in 'n warm hotel en al daai, so ons het, en ek het hierdie man so gebagasie, dat sy skouer nou nog af is. Ja. En dit het nog steeds nie gehelp nie. So, toe ons nou die staat verlaat waar ons was, en by Pennsylvania het ons 'n geleentheid gekry vir Ellen miskien vir 'n werk. Ja. En so ons is nou in 'n ander agentskap.
ons het nou maar van agentskappe verander. So dit is ook nou maar 'n ander proses, maar daai agentskap het ons goed behandel. Ons was goed ontvang, ons was veilig geweest. Die stad was vir my 'n bietjie skrikwekkend, want Maryland is in Silver Springs is 'n baie groot stad. Ja. En dis nie Johannesburg nie. Ja. Ek kan dit vir jou vertel, maar dit is baie scary. So ons sou nie aangepas het in die stad nie. Ja, Net om 'n bus te vang, as jy die verkeerde bus vang, dan kan jy in 'n ander aan die gatkant van 'n ander dis scary. So ek het ook nie gedink, ek het vir Ellen gevra, hoe gaan ons hier ry? Ja. Want dit is ons is mos aan die ander kant van die pad. So toe besluit ons nee. Ons is meer plattelandse mense. En ons sniffel rond en ek het 'n geleentheid gekry en ons het 'n pragtige huis in Pennsylvania, so ons het van staat verander. En het julle besluit, hoe kon julle besluit het om te skuif? Ja, of waar daar vir julle gesê, het jy nie 'n sê nie? Nee, jy het nie 'n sê waar hulle jou plaas nie. Hulle plaas jou waar hulle vir jou plek het. Okay. Ek is nou al baie lank op sosiale media en ek ken 'n klomp Amerikaners. So ek is baie wel connected hierso en dit is hoe ek die geleentheid gekry het met 'n Amerikaner aan wat ek ken. En dit is nie aangeraai vir mense om hulle agentskap te verlaat of van state te verander nie, want dit kan jou benefits en jou aansoeke en al daai goed beïnvloed. Nou ons het in die eerste week gegaan, so daar was nou met die storm nog nie aansoek vir goeders gedoen nie. Nog nie enige iets geprosesseer nie. So toe sluit ons nou hier af. En ons het in 'n pragtige plek ingekom, maar ek het eers seker gemaak dat alles is in plek. Ons het nie net opgepak en net gegaan nie. Ek dink daai is belangrik, daai is definitief belangrik. Ek moet ook net noem, ons was saam met ons was 3 gesinne gewees in die hotel waar ons ingebly het toe ons net hier aangekom het. So ons het Pennsylvania toe gekom. Die ander 2 gesinne is nog steeds in Maryland. En ons is in kontak met hulle. So hulle sê wat die agentskap gedoen het is hulle het vir hulle meubels gekoop en in hulle woonstel gesit. Nuwe beddens het hulle vir hulle gekoop en ingesit. So en dan help hulle met hulle social security numbers. Hulle help hulle, wat is daai Medicaid? Medicaid. En dan hulle help hulle daarmee. Cash assist en al daai tipe van goed. Ons het aansoek gedoen sover vir ons social security, ons het dit ontvang. Ek moet sê die ander gesinne het nog nie hulle sinne nie. Ons persoon wat ons in kontak mee is, ken baie mense op sekere plekke en hy help ons verskriklik baie. So as jy nou daar gekom het, wat moet jy nou in plek kry voordat jy kan begin werk en wat het jy bewerk doen julle? Ons het in Suid-Afrika het ons recycling gedoen, ons het ons eie maatskappy ook gehad. So basies was ons in scrap metaal in. Dis in Amerika ook baie groot. Maar ek sal sê in die stad is dit ook groot, maar nie soos wat dit in die platteland is, in dieselfde, want in die platteland is die smelterye en daai tipe van goed, en Ellen sal meer in daai omgewing, industriële tipe omgewing, as in die stad werk en regkom. Ek was altyd maar in die kantore en so aangewees, maar hierso beteken jou werk en goed nie dieselfde as in Suid-Afrika nie. Jou ervaring en so tel in jou guns. Dit is wat jy bereid is om te doen nie. Wat ek kan sê van Pennsylvania. Ons is 2 gesinne hier. Ons het ook hiernatoe gekom omdat daar 'n ander Afrikaner gesin onder hierdie dokter Morris se vlerke is. So ons het nie net die besluit net geneem ons gaan nie.
daar's 'n ander Afrikaner gesin wat 'n bietjie nou voor ons en jy weet vir ons 'n bietjie vertel het van Pennsylvania, maar hierdie plek is wonderlik. Ons het nie die regte soort klere gehad nie en ons het dit ook nou nie gekry nie. Ons het gaan Walmart shopping doen. In jou Suid-Afrikaanse geld is dit maar, joh, Ja. rof. Maar Ja, jy kon wit nog. ja, Ja, ons doen. en Ja, ons ja. het hier aangekom en ons het by 'n kerk aangesluit en hulle het vir ons klere gebring en ons het by Fantasties. hierso het hulle nie eintlik food stamps nie, hierso het hulle food banks. Ja. En hulle het vir ons 'n monthly haul gedoen. Mm. Nou, as ek my yskas moet oopmaak, dan sal jy skrik. Ja. Ek weet nie waar om met al hierdie kos heen te gaan nie. Daar's so dis baie lekker. kos Ja. en hulle het vir ons bokse en bokse vol klere, beddegoed en alles gegee. Ja. Nou, hierdie huis waarin ons bly is pragtig en gemeubileer. Dit is wel onder Keystone, onder die sentrum waar ons nou tans is. Maar ek moet sê, sover is die Amerikaners Baie baie goed vir julle. vrygewend. Ja, veral Ja. hier in Pennsylvania is mense is bietjie meer laid back. En stil en vriendelik. Hier werk mense. Hier's mense hier hoor kan die pad. Die tannie in die winkel daar word 80. En dan hier's 'n fietsplekkie oorkant, so ons gaan koop sout daar vir die sneeu, laat ons nie ons self half doodval nie. Ja. So vinnig, jy het nou genoem jou seun is 15 en hy het saam met julle gegaan. Skool. Wat is julle indruk van die skool en wat sê hy? Wel, dis een van die redes hoekom ons ook hiernatoe gekom het. Hierdie skool waarin hy is Penridge High, word geklassifiseer as Amerika se beste skool. Ons het gaan toer daar, hy's nou 2 dae, hy's daar ingeskryf. Hy het disleksia, so hulle het vir hom 'n laptop ge-issue. Hulle het hom getoets. Hulle dink hy kan normale klas gaan. Ja. En hulle gee vir hom alles wat hy nodig het. Hierso tel die bus jou verniet op, skool is verniet. Dis wonderlik. Hy het nou begin, hy gaan nou weer sy lewe as 'n tiener kan hervat. En die kinders is bietjie nuuskierig oor hom, die meisies hou van hom. Dit is 'n bietjie van 'n aanpassing. Die tannie langs aan is so gaaf, sy ry my die hele wêreld op en af want ons moet nou nog 'n kar kry. Dis een ding, in die platte land is 'n kar 'n probleem. Jy moet 'n kar hê. Ja. Ja. Terwyl ons so daarvan praat, jy het gepraat van hy is nou in die skool. Kom ons praat 'n bietjie oor wat was julle oortuiging gewees om Amerika toe te gaan, om julle goed op te pak in Suid-Afrika en hier gaan ons. Wat was julle oortuiging gewees? Wat was die rede? Hy was die grootste rede. Ja. Hy kon vir die laaste 4 jaar nie meer skool gaan in 'n gewone skool nie. Okay, buiten dit was oor sy disleksia. Ja. Die skole is nie het nie gefunksioneer vir hom op daai tydstip nie. Ja. Onderwysers het nie geweet hoe om met hom te werk nie. Hy was maar geboelie deur 'n nie blanke kind. Daar was 'n klomp fasette en faktore. Ons het hom laat terapie doen en alles om voorberei vir hoërskool en dit het net nie uitgespeel nie. Ongelukkig het daar nou maar 'n paar dinge met ons gebeur in ons besigheid en met ons finansies en so wat ook gelei het dat ons 3 keer moes trek. Ja. So ons het van dorp verander en in Ladysmith was daar 3 jaar laas 'n Afrikaanse klas by Ladysmith hoor. Ek was in daai skool gewees, ja. En dis of jy stuur jou kind 300 km of 500 km na 'n koshuis toe. Ja. Want al die skole het nie fasiliteite vir kinders met disleksia nie. Die enigste Afrikaanse skool wat oor is in Natal is Pionier Hoër. En as gevolg van omstandighede moes ons nou maar adapt. En die beste wat ons kon vind was nou maar om hom te homeschool op 'n online platform. En hom na 'n sentrum toe te stuur waar 'n vrou one-on-one met hom gewerk het. Jy sê dis nie Afrikaans, beteken dit is Engels of is dit Xhosa en Zulu?
Dis Engels en Ja. dan ek weet nie wat is die swart tale nou nie, maar Afrikaans word nie meer daar gegee Ja. waarvan ek weet nie. Ja. Ja. Goed. So om alles saam te vat. Dit klink of julle tevrede is met julle besluit of dit goed gaan met julle. Watse raad kan julle gee vir mense wat nog dink daaraan? Twyfel daaroor. Weet, ek wil net dit noem. Ons was besigheidsmense gewees in Suid-Afrika. Ja. En as jy met die houding hiernatoe kom dat, hoorie, ek gaan weer begin waar ek Was. opgehou het in Suid-Afrika, dan dink ek maak jy 'n baie groot fout. Ja, Jy moet ja. jouself regmaak om die minste te wees Mhm. en Absoluut. onder te begin om jouself op te werk vir die toekoms, want ek dink niemand wat hoog was in die lewe wil net onder bly nie. Ek dink Ja. almal streef daarna om beter te wees. Ja. En dan wil ek ook net sê, mense moet ek wil amper sê hulle moet hulle harte oopmaak. Amerika mense is baie oop. Ja. Hulle aanvaar ons Suid-Afrikaners met oop hande. Dis Hulle baie goed behandel om te hoor. ons baie goed. Mm. En moenie dink as mense vir jou goed voor jou deur neersit. Yes, dis nou 'n vernedering die. Ja. Hier kom sit mense nou goed. Nee, dit is hoe die mense hier is. Dis Hulle fantasties. sien om na mekaar. Ja. Hulle sien om na mekaar en hulle wil hê dit moet goed gaan met jou. Ja. Ek skink nou so, ek sê vir hom, ek kan nie onthou, ek sê vir Xavier se, hy het 'n sosiale werker wat eers met jou interview en nou as jy jou kind gaan inskryf, want hierso is hulle baie ernstig oor kinders hoor. Ja. Hierso is hulle ernstig oor kinders en ek sê vir hom, ja, hy vra vir my, is daar enigiets wat jy nodig het? Nou, hierdie huisie het alles, nou, maar die man se kombuis is gekoop vir 'n B&B, jy weet 'n Airbnb is. Dit is wat Ja. die plek eintlik was. Die dokter is ons goedgunstig om hier te bly. En miskien 'n skelm voorskrifie daar te gekry het vir die pyne en skete, want ek sê vir jou, hierdie sneeuskoffel hierso en hier moet jy loop as jy iets soek. Ja. En ons is nie gewoond om so ver te loop nie, want in Suid-Afrika kan jy nie eintlik gaan rondloop nie, nou. Ja. Ons het in die kar geklim en gery en so ja, 'n spier of twee verrek en getrek hierso. En ek skimp nogal, ek sal like om 'n paplepel te hê, want dit is wat ek kort. En Ja. ek moet 'n Uber vang as ons dit wil doen. En Ja. ek vergeet elke keer. En toe ons van die kerk afkom, is daar 'n stel paplepels Ag, voor ons fantasties. deur. En ek het nou al 9 paplepels. Ja. Ek weet nie wie vir almal gesê nie. Ons kan nou al weer begin uitdeel. Ja. 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 En En jy dis nou net 'n sak mieliemeel koop om 'n Ja. bietjie pap te Ja, maak pap met daai maak, lepel. ja. Ja. en dis wonderlik. Klagte oor Amerika is die kos. Ja. Dis heerlikheid mense. Anders. Ons moet gewoond raak daar. Ons Dis weet nie- ek nog nie wat, want hulle het baie blikkies kos hoor en Ja. baie Ja. goeders wat ek nie ken nie, maar Carrie, hierdie mense it's pallets is nie gemaak vir 'n bunny chow nie, hoor. Ja. Nee, dit is maar so, mens moet nou weer alles gewoond Ja. raak en Ja. Ja. jou smake verander maar. Ja, ietsie wat ek Dit- vergeet ja, het om ja. te vra is, het jy al gekyk na die salarisse wat beskikbaar gaan wees? Gaan julle kan oorleef met daai salaris? Weet ek is gelukkig wil ek sê in die opsigte dat ek 'n bietjie kontant kon oorbring. Okay, So dis great. ek wil gaan vir excavator kursusse Ja. en dan wil ek kyk om miskien by 'n quarry te werk of Ja. by 'n plek waar daar aanvraag is vir excavator operators en die salarisse is ek wil amper sê tussen 25 en $38 per uur. So Okay. dit kom uit op so $6,000 'n maand.
Ja, wat En baie dit geld is is. meer as genoeg. Ek en Ja. Merel het nou die dag gesit en uitwerk. Ek dink ons het gesê ons groceries 'n maand hier gaan omtrent $800 wees, as ek reg lieg. Ja. $800. Utilities, dis nou jou elektrisiteit en so, miskien $400 en dan 'n foonrekening $200, en 'n voertuig miskien $400 en 'n brandstof so $200. So Nee. Goeiedag julle. Vandag is dit weer vir my 'n groot voorreg om vir julle voor te stel aan die Oosthuizen gesin. Dit is Ellen en Merel Oosthuizen en hulle seun Javier. Hoe gaan dit daar met julle? Baie goed, dankie. dit gaan goed hierdie kant, dankie. Ons sê gou vir ons, waar is julle op die huidige oomblik en hoe lank is julle nou al daar? Ons is nou 4 weke amper hier of 4 weke ja, in die US en ons is nou so 2 amper of 3 weke in Pennsylvania. Ja, In dis reg. Pennsylvania. Ek sien dit sneeu daar by julle, is dit koud? Ja, dit is nou beter. Ongelukkig is daar nou weer 'n storm op pad. So net toe dit begin
nou begin warmer word en dit begin smelt en alles. Nou is daar Google alerts uit van een of ander snow blizzard en wat ons nou gaan tref. En toe ons net hier aankom was dit die koudste wat ek nog in my lewe gekry het. Ja, Ja, dis ek sal dit weer so daai. sal, dit is nie So die- vir dit is nie interessantheid. die weer Ja. waar ons vandaan kom nie, ja, dit Ja, is so dit vir is heeltemal interessantheid. anders. Die weer, julle kry nou die alert. Nou julle is obviously 'n klein bietjie gestres. Hoe's die ander mense? Is hulle ook gestres of is dit maar normaal? Nee, hulle gaan doen 'n bietjie inkopies en bly maar net in die huis en hulle gooi sout en so aan wat Ja. ons nou nog nie gedoen het nie. En Ellen het die eerste dag homself seer gemaak om die harde ys te skoffel hierso in plaas van om sout op dit te gooi. Oh, Ja. Ja, dit werk 'n bietjie anders. In Ja. SA was daar 'n paar sentimeter sneeu. ja. Hier is hy nogal dik hoor. Ja. En Ja. dit is nie net sneeu nie. Die sneeu verander later aan in ys ook. Ja. Ja. Ja, nee, Ja. en ek is ook nie ou wat so baie sout sal wil morsie. Dis 'n ander tipe sout. Ja. Ja. Hier is dit algemeen. Dis Ja. grove tipe sout, ja. Ja. Ek wil ook vir julle vra interessantheidsgehalte. Julle is nou in Pennsylvania. Het julle al die Amish gesien? Ek het Nee, nog nie. ek het net Nee, ek nie. Ek het net een keer waar hulle met 'n buggy verby ons gery het en wat interessant is dat dit is die Nederlandse, die Dutch wat hierso Ja. in Pennsylvania is. So ek het vir hulle goeiemiddag gesê en hulle het Oh. verstaan wat ek sê. Ah. Ek het so by die venster uitgeskree want ek en Wonderlik. my seun het Walmart toe gegaan toe ry een van daai buggies verby. Ja. En hulle was baie verbaas. Ja, dis So oulik. hulle verstaan ons. As ons 'n kar het, sal ons gaan rondry. Ja. Ja. Maar hulle is die grootste gemeenskap Dutch Amish hierso in Pennsylvania. Ja. Dis cool. Ja. Ja. Wonderlik. Vertel vir ons 'n bietjie van die laaste paar maande. Hoe dit afgeloop het vandat jy vertrek het uit Suid-Afrika en met julle aankoms in Amerika. Ja, of gee vir ons 'n bietjie agtergrond hoe die proses gewerk of wat? Ja. Ja. Okay, daai PMR het uitgekom. Dit is so ek het op Facebook daarvan te hore gekom, toe het ek 'n e-mail gestuur. Wat is 'n PMR, jammer? Dit is nou hulle webwerf. Okay. Wat hulle gehad het en toe sê hulle ons moet e-mail stuur. Ek het 'n e-mail gestuur die 3de April. Ja. Nee, jammer, die 3de Maart. En daar het niks daarvan gekom nie en die 12de Mei het daar daai online ding gekom wat jy voorop geteken het. Ja. En ek en Ellen het albei opgeteken daarvoor. En ons het niks gehoor nie. Ek dink in Augustus het Ja, daar het 'n paar maande verbygegaan. Ja. Dit is nogal senitergend. Ja. Jy vul in en dan wag jy. En ek moet sê die wagproses is nogal dit vat aan 'n mens want jy Altyd. weet nie Ja. as jy goed het hulle dit gekry. Staan jy 'n kans? Dis hy, ja. Ja. 'n Mens weet nie. En daar's nie 'n telefoonnommer om te bel of die tipe Ja. van goed nie. Daar het 'n Amerikaner my gebel en Ellen was nie saam met my nie en toe sê hy moet met die primary persoon praat, die hoof van die huis. Ja. Toe hoor ons niks terug nie. En hierso in ek dink dit was September. Ja. Toe bel Kenya ons en toe reël hulle 'n Teams meeting en ons het 'n Teams meeting die einde September gehad. En in Oktober het hulle het ons 'n e-mail gestuur die 3de Oktober en die 11de Oktober. Toe gaan ons aan die einde van Oktober vir ons medicals en vir ons interviews. Ons het Pretoria toe gegaan vir dit, ja. En ja, en toe word dit nou maar bietjie stil en dan wag jy nou maar. Ja. Ja. Toe kry ons goedkeuring in Desember. Dit is nou approval. Ja. En dan gee hulle vir jou e-mail dat jy maar net moet regmaak tussen 2 en 4 weke. Obviously was ons nou baie excited en al daai goed, maar dit het 'n rukkie gevat en in Desember het verbygegaan. Ons dogter is nog steeds in Suid-Afrika. Ja. Sy het toe verjaar, sy het 21 geword op Kersdag. Gelukkig daai
Kersfees saam al gevier, en maar toe gaan dit ook verby en hierso in Januarie toe kry ons 'n e-mail 'n week voordat ons vlieg en ons vliegkaartjies. Daar was baie mense wat se vlugte gekanselleer was as gevolg van 'n storm en al daai goed. Ja. Ons het in die storm hier geland. So ons het Okay. deur die storm gevlieg en hier geland Mm. en dit was nou maar dit en ons Mag het nou ek maar vra jou dogter, het sy besluit om te bly of is dit iets met die Ouderdom. visa te doen? dit is haar ouderdom, maar sy het ook besluit om te bly want Ja. sy is nog besig om te studeer. Okay. Sy studeer boekhou, rekenmeesterskap Ja. en haar studies is betaal voor wat 'n mens sukkel om reg te Ja. kry. Okay. Ons het 'n goedgunstige familielid wat haar studies vir haar klaar betaal en dan jy weet daai ding wat 'n mens noem 'n fiancé of 'n boyfriend of 'n geliefde, jy weet daai ding. Ja. Ja, en toe het sy nou klaar 21 geword, so as hulle 21 is, toe ons proses nou klaar begin prosesseer, het sy klaar 21 geword. Mm. So dan moet hulle hulle eie Aansoek doen. en ja, Ja. en sy gaan dit nog doen, maar sy wil graag haar studies klaarmaak. Sy gaan seker maar oorbruggingsgoeders moet doen en so aan, Ja. maar sy wil graag haar graad klaarmaak, sy's halfpad. Ja, dit is lekker laat sy vir haarself kan besluit. Dis eintlik 'n kop is reg Ja. aangeskroef. Mm. En sy het 'n werk, sy's okay daar Ja. in Suid-Afrika. Ja. Watter bystand het die Amerikaanse regering als vir julle gegee? Ek praat nou van vliegtuigkaartjies en wat het alles vir julle gegee? So wat hulle vir ons gegee het is checks vir elke een van ons wat ons moes gaan cashe dan ja. Ja. Dit was R2,600 per persoon. Ja. $2,600 per persoon en soos Okay. wat ek sê ons was 3 gewees dan. Ja. En van daai geld het hulle die agentskap deur wie ons hiernatoe gekom het, Ja. het afgetrek dat ons in die hotel gebly het en dan Okay. die kos en so wat hulle vir ons gekoop het Ja. toe ons net hier aangekom het. Okay. Die res het hulle vir ons die agentskap deur wie ons gekom het vir ons checks gegee en ons het dit klein gemaak, ja. Ja, Okay. en dan het hulle ook vir ons kontant gegee, hulle het vir ons kos gekoop, hulle het vir ons vliegtuigkaartjies betaal. Hulle het ons gevat om SIM-kaarte te gaan kry die Wow. volgende dag. Mm. Ons was in 'n hotel ingeboek na die storm. Ja. En dit was ons het kos gehad, ons was warm, ons was veilig. Jy het nog een keer gevoel asof jy kort nog iets of het jy gevoel jy sê nou in die steek gelaat het? Nee, kyk, Nee, glad nie. glad nie. Nog Ons was warm en alles. Wat 'n bietjie moeilik was vir ons Suid-Afrikaanse klere is nie gepas vir hierson nie. Ja. So, wat ek kan sê is die agentskap het nou nie vir ons klere gebring nie. Maar ons was in 'n warm hotel en al daai, so ons het en ek het hierdie man so gebagasie dat sy skouer nou nog af is. Ja. En dit het nog steeds nie gehelp nie. So toe ons nou die staat verlaat waar ons was, en by Pennsylvania het ons 'n geleentheid gekry vir Ellen miskien vir 'n werk. Ja. En so ons is nou in 'n ander agentskap. Ons het nou maar van agentskappe verander. So dit is ook nou maar 'n ander proses, maar daai agentskap het ons goed behandel. Ons was goed ontvang, ons was veilig geweest. Die stad was vir my 'n bietjie skrikwekkend want Maryland is in Silver Springs is 'n baie groot stad. Ja. En dis nie Johannesburg nie. Ja. Ek kan dit vir jou vertel, maar dit is baie scary. So ons sou nie aangepas het in die stad nie. Ja, Net om 'n bus te vang, as jy die verkeerde bus vang, dan kan jy in 'n ander aan die gatkant van 'n ander dis scary. So ek het ook nie gedink, ek het vir Ellen gevra, hoe gaan ons hier ry? Ja. Want dit is ons is mos aan die ander kant van die pad. So toe
toe besluit ons nee. Ons is meer plattelandse mense en ons sniffel rond en ek het 'n geleentheid gekry en ons het 'n pragtige huis in Pennsylvania, so ons het van staat En verander. hoe kon julle besluit het om te skuif? Ja, of waar daar vir julle gesê, het jy nie 'n sê nie. Nee, jy het nie 'n sê waar hulle jou plaas nie. Hulle Ja. plaas jou waar hulle vir jou plek het. Okay. Ek is nou al baie lank op sosiale media en ek ken 'n klomp Amerikaners. Okay. So ek is baie wel connected hierso en dit is hoe ek die geleentheid gekry het met 'n Amerikaner aan wat ek ken. Okay. En Ja. dit is nie aangeraai vir mense om hulle agentskap te verlaat of van state te verander nie, want dit kan jou benefits en jou aansoeke en al daai goed beïnvloed. Nou ons het in die eerste week gegaan, so daar was nou met die storm nog nie aansoek vir goeders gedoen nie. Nog nie enige iets geprosesseer nie. So toe sluit ons nou hier af. En ons het in 'n pragtige plek ingekom, maar ek het eers seker gemaak dat alles is in plek. Ons het nie net opgepak en net gegaan nie. Ek dink daai is belangrik, ja. Daai is definitief belangrik. Ek moet ook net noem, ons was saam met ons was 3 gesinne gewees in die hotel waar ons ingebly het toe ons net hier aangekom het. Ja. So ons het Pennsylvania toe gekom. Die ander 2 gesinne is nog steeds in Maryland. En ons is in kontak met hulle. So hulle sê wat die agentskap gedoen het is hulle het vir hulle meubels gekoop en in hulle woonstel gesit. Nuwe beddens het hulle vir hulle gekoop en ingesit. So en dan help hulle met hulle social security numbers. Hulle help hulle, wat is daai Medicaid? Ja, Medicaid. En dan hulle help hulle daarmee. Cash assist en al daai tipe van goed. Ons het aansoek gedoen sover vir ons social security, ons het dit ontvang. Ek moet sê die ander gesin het nog nie hulle sinne nie. Ons persoon wat ons in kontak mee is, ken baie mense op sekere plekke en hy help ons verskriklik baie. So as jy nou daar gekom het, wat moet jy nou in plek kry voordat jy kan begin werk en wat het jy bewerk doen julle? Okay, ons het in Suid-Afrika het ons recycling gedoen, ons het ons eie maatskappy ook gehad. So basies was ons in skrapmetaal in. Dis in Amerika ook baie groot. Maar ek sal sê in die stad is dit ook groot, maar nie soos wat dit in die platteland is, in dieselfde, want in die platteland is die smelterye en daai tipe van goed, en Ellen sal meer in daai omgewing, industriële tipe omgewing, as in die stad werk en regkom. Ek was altyd maar in die kantore en so aangewees, maar hierso beteken jou werk en goed nie dieselfde as in Suid-Afrika nie. Jou ervaring en so tel in jou guns. Dit is wat jy bereid is om te doen nie. Wat ek kan sê van Pennsylvania. Ons is 2 gesinne hier. Ons het ook hiernatoe gekom omdat daar 'n ander Afrikaner gesin onder hierdie dokter, Morris se vlerke is. So ons het nie net die besluit net geneem ons gaan nie. Daar's 'n ander Afrikaner gesin wat 'n bietjie nou voor ons en jy weet vir ons 'n bietjie vertel het van Pennsylvania, maar hierdie plek is wonderlik. Ons het nie die regte soort klere gehad nie en ons het dit ook nou nie gekry nie. Ons het gaan Walmart shopping doen. In jou Suid-Afrikaanse geld is dit maar, maar jy kon wit nog. Ons het hier aangekom en ons het by 'n kerk aangesluit en hulle het vir ons klere gebring en ons het hierso het hulle nie eintlik food stamps nie, hierso het hulle food banks. En hulle het vir ons 'n monthly haul gedoen. Nou as ek my yskas moet oopmaak, dan sal jy skrik. Ek weet nie waar om met al hierdie kos heen te gaan nie. Daar's so baie kos en hulle het vir ons bokse en bokse vol klere, beddegoed en alles gegee. Nou,
hierdie huis waarin ons bly is pragtig en gemeubileer. Dit is wel onder Keystone, onder die sentrum waar ons nou tans is. Maar ek moet sê, sover is die Amerikaners Baie baie goed vir julle. vrygewend. Ja, veral Ja. hier in Pennsylvania is mense is bietjie meer laid back. En stil en vriendelik. Hier werk mense. Hier's mense hier hoor kan die pad. Die tannie in die winkel daar word 80. En dan hier's 'n fietsplekkie oorkant, so ons gaan koop sout daar vir die sneeu, laat ons nie ons self half doodval nie. Ja. So vinnig, jy het nou genoem jou seun is 15 en hy het saam met julle gegaan. Skool. Wat is julle indruk van die skool en wat sê hy? Wel, dis een van die redes hoekom ons ook hiernatoe gekom het. Hierdie skool waarin hy is Penridge High, word geklassifiseer as Amerika se beste skool. Ons het gaan toer daar, hy's nou 2 dae, hy's daar ingeskryf. Hy het dysleksia, so hulle het vir hom 'n laptop ge-issue. Hulle het hom getoets. Hulle dink hy kan normale klas gaan. En hulle gee vir hom alles wat hy nodig het. Hierso tel die bus jou verniet op, skool is verniet. Dis wonderlik. Hy het nou begin, hy gaan nou weer sy lewe as 'n tiener kan hervat. En die kinders is bietjie nuuskierig oor hom, die meisies hou van hom. Dit is 'n bietjie van 'n aanpassing. Die tannie langs aan is so gaaf, sy ry my die hele wêreld op en af, want ons moet nou nog 'n kar kry. Dis een ding, in die platteland is 'n kar 'n probleem. Jy moet 'n kar hê. Ja. Ja. Terwyl ons so daarvan praat, jy het gepraat van hy is nou in die skool. Kom ons praat 'n bietjie oor wat was julle oortuiging gewees om Amerika toe te gaan, om julle goed op te pak in Suid-Afrika en hier gaan ons. Wat was julle oortuiging gewees? Wat was die rede? Hy was die grootste rede. Ja. Hy kon vir die laaste 4 jaar nie meer skool gaan in 'n gewone skool nie. Okay, buiten dit was oor sy dysleksia. Ja. Die skole is nie het nie gefunksioneer vir hom op daai tydstip nie. Ja. Onderwysers het nie geweet hoe om met hom te werk nie. Hy was maar geboelie deur 'n nie blanke kind. Daar was 'n klomp fasette en faktore. Ons het hom laat terapie doen en alles om voorberei vir hoërskool en dit het net nie uitgespeel nie. Ongelukkig het daar nou maar 'n paar dinge met ons gebeur in ons besigheid en met ons finansies en so wat ook gelei het dat ons 3 keer moes trek. Ja. So ons het van dorp verander en in Ladysmith was daar 3 jaar laas 'n Afrikaanse klas by Ladysmith hoor. Ek was in daai skool gewees, ja. En dis of jy stuur jou kind 300 km of 500 km na 'n koshuis toe. Ja. Want al die skole het nie fasiliteite vir kinders met dysleksia nie. Die enigste Afrikaanse skool wat oor is in Natal is Pionier Hoër. En as gevolg van omstandighede moes ons nou maar adapt. En die beste wat ons kon vind was nou maar om hom te homeschool op 'n online platform. En hom na 'n sentrum toe te stuur waar 'n vrou one-on-one met hom gewerk het. Jy sê dis nie Afrikaans, beteken dit is Engels of is dit Xhosa en Zulu? Dis Engels en dan ek weet nie wat is die swart tale nou nie, maar Afrikaans word nie meer daar gegee waarvan ek weet nie. Ja. Goed. So om alles saam te vat. Dit klink of julle tevrede is met julle besluit of dit goed gaan met julle. Watse raad kan julle gee vir mense wat nog dink daaraan? Twyfel daaroor. Weet ek wil net dit noem. Ons was besigheidsmense gewees in Suid-Afrika. Ja. En as jy met die houding hiernatoe kom dat hoorie ek gaan weer begin waar ek was opgehou het in Suid-Afrika, dan dink ek maak jy 'n baie groot fout. Ja, Jy moet jouself regmaak om die minste te wees en onder te begin
om jouself op te werk vir die toekoms, want ek dink niemand wat hoog was in die lewe wil net onder bly nie. Ek dink Ja. almal streef daarna om beter te wees. Ja. En dan wil ek ook net sê, mense moet ek wil amper sê hulle moet hulle harte oopmaak. Amerika mense is baie oop. Ja. Hulle aanvaar ons Suid-Afrikaners met oop hande. Dis Hulle baie goed behandel om te hoor. hulle behandel ons baie goed. Mm. En moenie dink as mense vir jou goed voor jou deur neersit. Yes, dis nou 'n vernedering die. Ja. Hier kom Ja. sit mense nou goed. Nee, dit is hoe die mense hier is. Dis Hulle fantasties. hulle sien om na mekaar. Ja. Hulle sien om na mekaar en hulle wil hê dit moet goed gaan met jou. Ja. Ek sê onthou so, ek sê vir hom, ek kan nie onthou, ek sê vir Javier se, hy het 'n sosiale werker wat eers met jou interview en nou as jy jou kind gaan inskryf, want hierso is hulle baie ernstig oor kinders hoor. Ja. Hierso is hulle ernstig oor kinders en ek sê vir hom ja, hy vra vir my, is daar enigiets wat jy nodig het? Nou, hierdie huisie het alles, nou, maar die man se kombuis is gekoop vir 'n B&B, jy weet 'n Airbnb is. Dit is wat Ja. die plek eintlik was. Die dokter is ons goedgunstig om hier te bly. En miskien 'n skelm voorskrifie data gekry het vir die pyne en skete, want ek sê vir jou, hierdie sneeuskoffel hierso en hier moet jy loop as jy iets soek. Ja. En ons is nie gewoond om so ver te loop nie, want in Suid-Afrika kan jy nie eintlik gaan rondloop nie, nou. Ja. Ons het in die kar geklim en gery en so ja, 'n spier of twee verrek en getrek hierso. En ek skimp nogal, ek sal like om 'n paplepel te hê, want dit is wat ek kort. En Ja. ek moet 'n Uber vang as ons dit wil doen. En Ja. ek vergeet elke keer. En toe toe ons van die kerk afkom, is daar 'n stel paplepels Ag, voor fantasties. ons deur. En ek het nou al 9 paplepels. Ja. Ek weet nie wie vir almal gespeen nie. Ons kan nou alweer begin uitdeel. Ja. 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 En En jy dis nou net 'n sak mieliemeel koop om 'n Ja. bietjie pap te Ja, maak pap met daai maak, lepel. ja. Ja. en dis wonderlik. Klagte oor Amerika is die kos. Ja. Dis heerlikheid mense. Anders. Ons moet gewoond raak daar. Ons Dis weet nie- ek nog nie wat, want hulle het baie blikkies kos hoor en Ja. baie Ja. goeders wat ek nie ken nie, maar Carrie, hierdie mense se pallets is nie gemaak vir 'n bunny chow nie, hoor. Ja. Nee, dit is maar so, mens moet nou weer alles gewoond Ja. raak en Ja. Ja. jou smake verander maar. Ja, ietsie wat ek Definitief. vergeet het Ja, om ja. te vra is, het jy al gekyk na die salarisse wat beskikbaar gaan wees? Gaan julle kan oorleef met daai salaris? Weet ek is gelukkig wil ek sê in die opsigte dat ek 'n bietjie kontant kon oorbring. Okay, So dis great. ek wil gaan vir excavator kursusse Ja. en dan wil ek kyk om miskien by 'n quarry te werk of Ja. by 'n plek waar daar aanvraag is vir excavator operators en die salarisse is ek wil amper sê tussen 25 en $38 per uur. So Okay. dit kom uit op so $6,000 'n maand. Ja, wat En baie geld dit is. meer as genoeg. Ek en Meryl het nou die dag gesit en uitwerk. Ek dink ons het gesê ons groceries 'n maand hier gaan omtrent $800 wees, is ek reg lief? Ja. $800. Utilities, dis nou jou elektrisiteit en so, miskien $400 en dan 'n foonrekening $200, en 'n voertuig miskien $400 en 'n brandstof so $200. So Mam wat weet jy nou? Dis goed ek. Ek